En ek wil my so terugdink aan ons kerk, so baie jare terug, as jy vir ons kan sê, waar het dit begin? Hoe lank is u nou al betrokke in die kerk? Man, Errol, toe die kerk in die Rivoli gebouw is en bestaan het ons net gemeente kerk gehou in die saal van Rivoli. Maar ons was nie lang alleen nie, toe kom dominee Rus. En dominee Rus het vir ons daar diens gehou, tot ons hiernaartoe kon trek. Goed. En dan hoe was daar enige kerkraadslede? Wie was die kerkraadslede destyds? Die kerkraadslede destyds was meneer Snell, meneer Jefta, Michaels, en man, Errol, ek kan nog nie allemaal onthou nie. Okay. Gordon, Okay. ja, die is die kerkraadslede wat ek nou regtig kan onthou. Okay. Goed. En dan u self, watter rol het u gespeel? Was u betrokke in enige organisasies? Destyds het ons nog net die susters gehad van die kerk. Die Bidiersusters. Okay. Dit was net die Bidiersusters destyds en nou natuurlijk sondagskool. Okay. Dit is goed. So, en aan die dienste, was daar enige wijksbidure wat hulle gehou het? Of wat? Of hoe was dit? Regtig het ons nie destyds wijksbidure gehou nie, want ons het mos nog nie 'n kerk gehad nie. En as ons bidier gehad het, dan het dominee na die huise toe gekom. Na verskillende mense se huise toe? Verskillende mense se huise, en met die susters. Bidiersusters. Okay. Ja. En so het hulle diens gehou? So het ons aangegaan. Dis nogal. Nou, en as nou so terugkyk, dan praat ons nou van 50 jaar terug. As u nou dink hoe dit was destyds, in vergelyking met hoe die kerk vandag is, hoe sal u sê? Maar aan die begin was daar nie so baie dinge wat ons moes doen of betrokke raak of wat nie, soos ek veel sê. Dit was die kerke en dit was die susters. En natuurlijk die sondagskool. Ja, dit is baie goed. Maar hoe beleef u die kerk nou? As u nou moet dink aan, kyk, u is nou, hoe beleef u die diens nou, as u moet vergelyk met die jare destyds? Want destyds was dit was nie so woelig soos nou nie. Is dit woelig? Is woelig. Ons was rustig en ons diens was lekker. En dan het dominee uitgekom na die huise toe. Ja, dit was 'n kerk van orde gewees. Ja, dit sal ek sê. Alles was stil en rustig Ja, gewees. dit was al stil en rustig. En die ouderlinge was baie streng. Streng, hoor. Ja, hulle was baie streng. So as lidmaat moet jy in die kerk ingekom het, jy moet net doodstil sit, jy mag nie geraas maak nie. Kyk, destyds was het baie stil kerk gehou. Die diens en so aan. Hy het baie verander nou. Ja. Okay, nee, ek is baie bly. Aan die ene, ek dink dit is al, ons het tot die einde gekom van ons gesprek. Dankie vir dat jy met ons kon meedeel het, die ervaring en wat jy deurgemaak het al die jare. Ek wil vir nog alle sterkte en voorspoed toewens in die kerk in. Daarom sê ek, ons is bly dat ons vir jy kan tuis voel in die soorte van die nuwe kerk. Kijk, destyds was mos die VGK gewees, Rivoli. Ja. Wat was die naam destyds gewees? Nederduitse gereformeerde kerk. Nederduitse gereformeerde kerk. Gereformeerde kerk, ja. Ek sien hy's nou hierso Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Ja, hy's verander. Ja. Nee, baie dankie aan u en weer eens. Ja, En
Dankie dat jy gekom het. Goeiemiddag. Goeiemiddag, Suster Pyl, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie. Baie goed, dankie. Dankie, kan ek maar inkom? Ja, u kan maar inkom. U is klaar binne. Goed, dankie. U kan maar sit. Kan ek vir jou 'n glas koeldrank aanbied? Ja, nee, dankie, dit sal lekker wees, Suster Pyl. Kom ons gooi aan die koeldrank. Ja. Ek kan maar seker my baadjie uitdrink. Ja, nee. Nee. Ek kan jou baie, ek is baie warm. Ek weet nie hoe hou u dit nie. Maar dit is somer. Ja, nee, dankie. Ag, Suster Pyl, sit maar. Ek wil net sê baie dankie, vir die geleentheid wat u vir ons gegee het om saam met u te kan praat. Ek weet, u is nog van die ou lidmate van ons gemeente en ons is altyd 'n voorreg om saam met u te kan praat en met u te kan deel wat u met ons kan deel, u ervaring, weet rondom die gemeente. Baie dankie, mevrou. Baie dankie. Is ook voorreg vir my op vanmiddag om dit kan deel waar dat ek begin het vir 49 jaar staan uit die gemeente uit van Reveille. Waar ons begin het uit extensions en daaruit begin ons mos die jare. In die jare het nog begin het ons amper 50 is. Maar ons is mos nog 50, maar ek is net 'n jaar agter. Wow, ek sien. So u het die Here van die begin af. Ek dink die kerk is gestig in hulle sê 1967. Waar het u begin? Ek het begin met Dominee Rus en Juffrou Rus. Ek het gekom van Sutherland af 1968. En daar het Dominee Rus my ontmoet en opgesoek in Reveille Extension. En daarvan het ek die kerk besoek van die gemeenskapsaal af. Het ons begin. En van daar af het ek gegaan na die bewaarskool. Ons moes nie weer bewaarskool gewees. Daar was het nog die bewaarskool. Maar nou is dit mos die United Reformed Church. Ja. Okay. Was mos die ingesending kerk. Ingesending kerk, soos ek verstaan, ja. Destyds toe watter rol het jy toe gespeel in die kerk? Met Dominee Rus se tyd was ons baie bedrywig. Ek was die jongste lidmaat van die vroue. Juffrou het my baie betrek om saam aan die kerk in te beweeg. En daar was ek die jongste vrou onder al die groot vrouens wat vandag van hulle bestaan nie meer nie. Van hulle is al oorlede, maar ons het 'n baie goeie tyd gehad. Ons het 'n baie goeie samewerking gehad met Juffrou Rus. Sy was baie lief om met die vrouens en die ou mense te werk. Het is nogal 'n interessante storie. En was daar enige organisasies wat hulle gehad het destyds? Ja, Dominee was baie behulpsaam geweest. Hy het baie rondgery, baie gedoen vir hierdie gemeente van ons. Hy het gesorg dat die minder bevoorregtes altyd eet en drink. Solank hy daar hy was baie lief om kaste te bring vir die ou mense, sop te bring vir die ou mense. Hy was baie beïndruk daarmee. Dominee was selfs juffrou ook, sy was mos 'n sosiale werkster. Sy was baie lief vir die buitegang van die community. Praat ons sommer Afrikaans en Engels ook. Ag nee, dit maak nie saak, ons is maar gewoond daaraan. Dit is maar hoe ons lewe, ons kleerlinge, dit is so. Nee, dit was goeie dae gewees wat hy destyds gehad het. In vergelyking met nou, as jy nou moet dink aan die jare destyds en hoe dit nou is. Ja, ek kan onthou Dominee Rus het die CAB gestig hier in CAB nie, ja, dit was mos die Alkoholistenbond gewees waar dat
wyle broer Ben die leier gewees het, ons het uit baie mense gehelp in die geval in, en ons het baie samewerking met hom gehad, was baie van die vrouens, anties, ons het mos altyd die vrouens wat ons altyd werk, die manne werk mos nooit nie. Nee, dit is baie goed gewees. So, wat kan jy nog, is er nog meer wat jy met ons wil deel? Nadat Dominee Rus weg is, afgetreed is, en Dominee Botman was opgekom. En ons het 'n baie goeie verhouding ook gehad met hom. Ek was gekies as die eerste, ek en oorlede wyle Antimona Sampson, was die eerste kerkraadsvrou wat op die kerk gedien het, kerkraad gedien het. Dit was 'n voorreg om saam met hulle te dien. As ek mens so terugkyk, as ek terugkyk na hoe baie van die jong mense wat nie meer bestaan in Johannesburg, wat ek nie meer ken nie, wat ek nie saam gewerk het, is nie meer saam met ons nie. Maar dit was goed geweest om saam met Dominee Botman en Juffrou Botman te werk. Ons het baie goeie dae gehad met die vrouediens ook. Juffrou was ons baie lief vir die vrouens, ons het baie lekker saamgewerk met juffrou. En Dominee Botman, ek onthou nog destyds die Morala Parkse gemeente en Dominee Botman altyd gaan besoek. En daar het hy vir Dominee Jooste ontmoet, as ek dit kan reg onthou. En Dominee en Botman en Dominee Jooste het die vernuwing begin in ons kerk. En dit het begin, ek kan nog nie onthou die jare nie, die kerk Notila sal seker nog besef wat die jare dit gebeur het, maar dit was in die tyd van Dominee Botman, wat die vernuwing gebring het, en ons het baie goeie dele gehad saam met Dominee Jooste en Dominee Botman destyds. So die hou van kerk was verskillend geweest, hoe hulle destyds die kerk gehou het, en hoe ons het nou hou. Baie verskillend, baie verskillend. Ons was nog, Dominee Rus was ons nog op die ou NG, en dat het ons vernuwe na die VGK toe. En van Dominee Botman af het dit nou heeltemal verandering gebring, en nou is dit heeltemal 'n verandering gebring in die gemeente. Dit is goed. So, Loretta het gesê, genoem, dat hy betrokke was in die kerk en ook baie betrokke was, en hy was gekies as ouderling. En watter ander organisasies het u dan behoort ook nog? Wel, ek het aan die vrouendiens behoort. Dit was een op ons uitgangspunt geweest. En op 'n later stadium het ek aan die brigade se komitee. Jy moes eers 'n komitee lid word voordat jy verder kon gaan werk om 'n offisier te kan wees. En wie toe na Dominee Botman gekom? Na Dominee Botman was beroep Dominee en Juffrou Nel. En dit was in 2000 geweest. In die jaar 2000 is hulle toe beroep. Is hulle beroep en hulle is nu bevestig. En hulle is nou omtrent 17 jaar is hulle in gemeente. En Loretta, as u nou moet dink aan hoe die diens gehou was destyds en hoe dit nou gehou word, hoe voel u? Voel u daar's 'n verskil? Of voel u welkom? Voel u dit is 'n goeie ding? Of hoe? Is daar 'n verskil? Ja, ek sê dat is 'n baie groot verskil. Die kerk het mos toe Dominee Nel oorneem het hy. Die mense was mos nie, die ouer geslag was mos nie lief vir hierdie koortjies en hande klap en dromme speel nie. En die ou mense, die groot mense het hulle 8 uur diens gehad. Ek het altyd gesê, is 'n dooie diens, want jy is skaars in die kerk, dan kom jy uit. En 10 uur was altyd mos maar 'n lekker woensdag. Ons hande klap en ons dans. Ek moet sê, ek is beïndruk met Dominee Nel oor die jeug. Hy is lief vir die jeug. Hy is eintlik 'n jeugpredikant. Hy doen goed met die jeug. Maar die jeug moet dit net onderhou dat die groot mense op die
ek kan nie sê ou mense nie, die groot mense, dat hulle nog die stompe aan die brand sal hou. Okay. Hulle is nog die Hulle is nog stompe, die stompe. hulle hou die vuur in die brand. Hulle moet dit net onthou. Ja, Die ou stompe sal altyd kyk wat maak hulle. Hulle Ja. sal altyd die vuurtjie in die brand hou. ja, en hulle sal 'n oog hou Hou. oor die jong mense om seker te maak dat hulle nog op die regte pad is. Nee, dankie vir die insaam, mevrou Pyl. Ons waardeer dit. Ek dink ons het die einde gekom aan ons gesprek. Ons is innig dankbaar dat u vir die tyd wat u afgestaan het, wat ek saam met u kon deel en kan hoor u ervaring rondom die kerk. Baie dankie. Dankie meneer Pyl.